Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het, en die gebed van my hart is dat die Here vir u en vir my ook in hierdie dag ryklik sal seën en ons sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou ons het die reeksie oor die Bybelse berading vir blywende verandering onderbreek om met u 'n paar oordeenkings te hanteer in hierdie week, en die gebed van my hart is dat dit vir u tot seën sal wees, tot opbouing van u geloof en tot versterking van u wandel saam met die Here. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere gesang 169. Nou, ek gaan 'n paar verse vanmôre lees. Dit het vir my so uitgestaan die week dat ek dit graag met u wil deel. En ag vriende, ek vra dat u sal let op die woorde en die kosbare boodskap ook hierin vervat. Gesang 169 sê: O Jesus, laat my nooit vergeet dat u wat alles van my weet, sal oordeel oor my hele lewe. U sien my hart by elke daad. U ken my liefde en my haat. Deurskou my wense en my strewe, al wat verborge is word lig, wanneer dit kom voor u gerig. Baie besondere lied wat baie duidelik vir ons sê dat die Here sien ons hart by elke daad. Baie keer doen ons iets, maar ons hart is eintlik ver van die Here, of ons hart is glad nie in die projek waarmee ons besig is nie. En hierdie lied kom herinner ons daaraan dat die Here sien ons hart by elke daad. Vers 2 sê: Wie sal o Heer kan bestaan, as daar ons werk van skyn ondaan, deurskou word in sy ware wese. As u ons lot sou laat besleg, net deur die eise van u reg, dan moet ons slegs in angs en vrese die vonnis van die laaste dag as reeds veroordeeldes verwag. Hierdie tweede vers is amper 'n vers van wanhoop, waar die skrywer sê, maar Here, as u regtig na ons harte en ons dade moet kyk, is ons klaar veroordeel. Maar hier kom vers 3, hoor hoe pragtig en hoe Bybels is hierdie vers ook geskryf. Daar staan in vers 3, maar wie, hoewel hy niks verdien, sy regter ook as middelaar sien, wat reeds die skuld vir hom betaal het. Wie in geloof op Christus bou, sy lot aan Jesus toevertrou, wat in ons duister ingedaal het. Hy kom nie in die oordeel meer, ontvang die vryspraak van sy Heer. Jy sien, dit wat kinders van die Here anders maak as normale kerkgangers, Christene in die sin van dat hulle die naam Christen dra, maar hulle leef dit nie uit nie, hulle het werklik nog nie by die Here uitgekom nie. Dis wat ons anders maak as die wêreld godsdienste, want jy sien, ons hoop is nie gebou in onsself nie, nie in ons werke nie, nie in ons prestasie nie, maar soos die Bybel sê, in ons middelaar Jesus Christus. Hy het aan God se reg voldoen. Hy het in ons plek aan die kruis gesterf. Hy het ons sondige kleed gevat en op hom geneem en ons bekleë met sy kleed van geregtigheid. Daarom, maar wie, hoewel hy niks verdien, sy regter ook as middelaar sien. Ons regter is nou ons middelaar, Jesus Christus, en daarom het ons vryspraak by God die Vader, en kan ons met vrymoedigheid lewe, omdat ons weet, ons is in Christus van ons sondes vergewe. Vriende, wat 'n kosbare en wonderlike waarheid. En dit bring ons vanmôre by die oordeenking van Efesiërs 2 vers 19, waar Paulus praat van dat ons huisgenote van God is. Kom ek lees vir u net hierdie baie besondere vers. Die hele Efesiërs 2 gaan oor die Here wat ons uit ons dooie geestelike toestand lewend kom maak het. Uit genade is ons gered deur die geloof. Dit nie uit onsself nie, dis die gawe van God. Net die werk is sodat ons nooit kan roem nie. En nou gaan hy aan hier en hy sê vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. En dan hierdie baie besondere vers in vers 19. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Hierdie woorde, huisgenote van God, het vir my so uitgestaan. En ag vriende, in my stilte tye en in die tye waar ek so 'n bietjie die skrif lees en deur Spurgeon lees, het ek hierdie kosbare waarheid raak gesien wat ek tog met u wil deel. U sien, die oomblik wanneer die Here ons kom red en ons sy kinders kom maak, dan word ons huisgenote van God. En wat beteken dit? Ek gaan vir u kortliks 'n paar gedagtes deurgee. In die eerste plek, vriende, as huisgenote van God, staan ons nou onder God se heerskappy. Ons staan nou onder sy koningskap. Hy is nou ons meester. Ons staan onder sy gesag, onder sy wetgewing, onder sy verordeninge. So as huisgenote van die geloof, as wedergeborenes, as hulle wat lewend gemaak is uit ons sonde en misdade, staan ons nou onder God se gesag en leef ons volgens dit wat hy in sy woord vir ons kom leer. Daarom sê die Bybel vir ons, ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde, want ons is nou huisgenote van God. Ons is nou kinders van God. Ons is mede-erfgename
van hierdie wonderlike, dierbare Here. Dis ook die tweede gedagte. Ons staan nie net onder God se gesag nie, maar ons is ook erfgename van sy heerlikheid. Dink mooi daaraan, vriende. As kinders van die Here leef ons nou as vreemdelinge en bywoners, omdat daar vir ons 'n beter tuiste voorlê. Die hele Hebreërs 11, die geloofshoofstuk, gaan daaroor, dat Abraham en al die geloofshelde 'n heerlikheid verwag het, wat uit die hemele sou neerdaal, hierdie heerlikheid wat God vir sy kinders gaan voorberei. En ons as huisgenote van God sal erfgename van hierdie heerlikheid wees. Die Bybel praat van Openbaring 21, die strate van goud, die poorte van parels, die heerlikheid van die Here wat ons daar sal beleef. Ons gaan erfgename van sy heerlikheid wees, van hierdie kosbare plek wat die Here vir ons gaan voorberei. Maar verder, as huisgenote van God, gaan ons ook deel in die hemelse vreugdes en in die genietinge wat ons daar gaan beleef. Die aanbidding van hierdie heilige drie-enige God, die lofliedere wat ons gaan sing, daardie heerlikheid wat ons gaan beleef, en ek dink nie ons gedagtes kan dit pyl as ons dink aan die hemelse heerlikheid nie. Ons sien Jesaja in Jesaja 6 wat so ietsie daarvan gesien het, toe hy in die sterfjare van koning Usia die Here sien sit het op die hoë en verhewe troon. Toe die serafs en engele om hom vlieg en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, was hierdie geroep van so aard dat die tempelposte begin bewe het. Die heerlikheid van God was geopenbaar en Jesaja het uitgeroep, wee my. En ag vriende, dit is die hele gedagte. Wanneer ons sterwe as huisgenote van God, sal ons in sy heerlikheid wees en ons hoef nie uit te roep, wee my nie, want ons is klaar versoen deur Jesus Christus. En die liedjie wat ons nou vir u gesê het, ons regter het ons middelaar geword, en sal ons nou deel in die aanbidding, in die lofliedere, in die lofprysinge, in hierdie genietinge van die hemel, waar geen hartseer, geen pyn, geen sonde, geen droefheid ooit weer sal wees nie. Ag vriende, ons sal saam met die geloofshelde daar wees. Ons sal saam met die ander kinders van God deur die eeue wees. En ek hoor baie keer sê predikers en baie keer sê ander kinders van die Here, hulle sal graag eendag bietjie met Dawid wil gaan praat oor hoe hy vir Goliat verslaan het, of vir Abraham toe hy sy seun moes geoffer het, of vir Moses toe die waters voor hom oopgekloof is. Ag vriende, ek dink nie een van ons gaan enige vraag aan enige ander kind van die Here vra wat daar sal wees nie. Want ek dink ons gaan so verbaas, ek wil amper sê, in absolute verwondering staan voor hierdie God wat ons kom red het uit die duisternis en oorgebring het na sy wonderbare lig, dat ons hom sal eer en verheerlik saam met die ander heiliges. So ons gaan ook deel vorm van hierdie gemeenskap van heiliges, geloofshelde. Luister, Abraham is nie meer 'n kind van God as ek en jy nie. Dawid is nie meer 'n kind van God as jy nie. Hy is nie op 'n ander manier geregverdig nie. Paulus is nie 'n beter kind van God as ek en jy nie. Ons word op presies dieselfde manier gered. Ja, miskien heiliger, miskien meer gehoorsaam as jy en ek. En daarom is die gebed van my hart dat u en ek sal sien as huisgenote van God, word ons op een en dieselfde manier geregverdig. Ons staan onder God se heerskappy, sy gesag, sy wetgewing, erfgename van sy heerlikheid, deel van die hemelse vreugde en die genot en die aanbidding saam met die ander heiliges, saam met die ander kinders van God deur die eeue. Nou skryf Spurgeon, en ek lees dit vir u in Engels om u af te sluit. Hy sê, if then we are thus citizens of heaven, let our walk and our actions be consistent with our high dignity. Is so mooi gestel. As ons dan huisgenote van God is, as ons deelgenote van hierdie hemelse heerlikheid is, kom laat ons wandel en ons dade en ons woorde en ons optrede ooreenstem met hierdie hoë roeping as kinders van God, uitverkorenes, heiliges en geliefdes. En mag ons so lewe, die oë gefestig op Jesus, tot daardie dag dat ons as huisgenote van die geloof, die huisgenote van God, deel sal wees van sy heerlikheid, waar ons hom vir ewig sal loof en prys. Vriende, mag dit u versterk deur die geloof, en mag die Here u seën en bekragtig deur die waarheid van sy woord. Groete vir u, mooi dag verder, tada.